Welkom hier by ons huis vandag, waar ek en Gail lekker rustig met jou wil gesels oor ware geloof, oor wat dit beteken om regtig te glo in Jesus, waar ons net gaan ons waarheid bou op wat die Bybel sê. En ek wil dit so verwoord, ons wil jou help vandag om die 30 cm toets te slag. Nou die 30 cm toets is die lengte tussen jou kop en jou hart. En dit beteken basies die verskil tussen kopgeloof, passiewe, valse kopgeloof en ware hartsgeloof. Ek wil selfs die vraag vra wat sê, kan jy in Jesus glo met jou kop, maar nie ware geloof hê nie? Ja, absoluut kan jy. Ek dink die duiwel het dit reg gekry, veral in ons generasie meer as ooit, dat mense definisies van geloof maak as ons sê ons glo in Jesus. Moet ons 'n definisie hê wat ooreenstem met Jesus se lering in die Bybel. Ons kan nie ons eie definisie opmaak nie, ons kan nie luister na wat die wêreld sê nie. Maak nie saak of dit 'n pastoor is of wat ook al jy op sosiale media kyk nie. Die duiwel het dit reg gekry dat soveel mense hulle eie definisies maak en wat hy reg gekry het is hulle het 'n kopgeloof waar hulle sê ek glo in Jesus, maar ons sien in die woord dat is moontlik om 'n kopgeloof te hê, maar Jesus het nie regtig jou hart en dis waarop dit neerkom. God soek jou hart. Ons vier nou Paasfees. God het Jesus gestuur aarde toe om te sterf vir die mens se sonde en deur dit te doen het hy 'n geestelike muur afgeskop wat ek en jy nie kan doen nie, maar wat hy nie kan doen nie is hy kan nie die deur van jou hart afskop nie, né? En God sê dit ook vir ons, liefde gee 'n keuse. Hy sê vir ons hierdie woorde in Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom 'n maaltyd hou en hy met my. Hier maak God sy hart bekend. Ek wil 'n verhouding met jou hê. Ek wil 'n intieme vriendskapsverhouding met jou hê, maar ek gaan dit nie net vat nie. Die feit dat ek lief is vir jou beteken my liefde kan nie net hierdie deur afskop nie. Ek het alles gedoen wat ek kan doen om die geestelike gaping te brug wat daar was. Maar daar's net een dingetjie wat jy moet doen, is jy moet die keuse maak. Dit is die voorreg van mens wees, is jy te wil, jy te keuse. En God kom na ons toe en hy sê, hierdie is my hart, ek wil jou ken. Ek wil 'n verhouding met jou hê, maar hier is ware geloof. Ek wil hê, jy moet jou hartsdeur oopsluit en dit oopmaak vir my, dat ek kan inkom. En die duiwel het dit reg gekry om vir soveel mense deur valse geloof te laat glo, jy kan maar net daar by die venstertjie van jou hart staan en met die Here daardeur praat. Jy kan maar net daar agter die deur sit en met die Here daar gesels, maar moenie die deur oopsluit en laat hy inkom nie. Want hy gaan goed begin rondskuif in jou lewe. En dit is eintlik waaroor dit gaan. Die Here wil hê jy moet jou hart vir hom oopmaak en hy soek jou hele hart. Nou vandag wat ons bietjie wil doen is ons wil gesels oor vrugte. Want Jesus het gesê ware geloof sal vrug dra. Jy sal dit sien, dit sal eg wees in mense se lewe, daar moet vrugte wees. So kom ons praat bietjie oor 5 vrugte. Ons wil met jou praat oor 5 essensiële vrugte wat daar moet wees, die 5 vrugte van geloof. Die eerste vrug waarna ons kyk is bekering. Nou, in hierdie generasie is daar 'n groot verkeerde denkwyse, waar baie mense vir jou sal sê, jy moet net glo in Jesus. Dis alwaaroor dit gaan, as jy glo in Jesus, dan maak dit nie saak hoe jy lewe nie, hy het gesterf vir jou, alles is nou reg, jy gaan die hemel toe, solank jy net glo in Jesus. Maar as jy na die woord van God kyk, dan sien ons 'n baie belangrike waarheid hier binne en dis dat die duiwel ook glo in Jesus. En die demone het Jesus ook erken as die seun van God. Beteken dit hulle saak met God is reg? No ways. So wat ons sien is jy moet glo in Jesus met 'n spesifieke hart. Want dis die groot ding, die duiwel se hart is nie reg nie. Ons hart moet met 'n spesifieke hart glo en dis 'n hart van aanbidding. So die mens, as jy kyk na die eerste mense, die val, dan sien ons wil ons eie God wees. Ons sondige natuur het iets hier binne wat sê, ek wil my eie lewe lei. Ek wil nie 'n God hê nie, ek wil my eie God wees. En bekering beteken, ek buig my knie en sê, Here, ek het beheer geneem van my eie lewe, maar ek wil nie meer nie. Ek gee dit oor vir U. Ek wil hê U moet in my hart inkom en die middelpunt wees, en ek wil hê U moet my lewe lei. Ek wil hê U moet my leier in die lewe wees. Ek wil selfs die vraag vra, ek dink, kan mense wat reeds tot bekering gekom het, kan hulle terugval? Of is dit 'n realiteit dat when you are once saved,
dat jy vir ewig saved is. Ja, once saved, always saved. Ja. Dis baie mense se siening, dis nie die waarheid nie. Mens kan absoluut terugval. Jesus het dit gesê. Hy sê in Johannes 16, sê hy, hierdie dinge leer ek leer julle die waarhede wat ek julle leer, sodat julle nie afvallig word nie. Ons sien op 'n stadium sê hy vir sy disippels, gaan julle my ook verlaat. Ons sien die waarheid is, soveel mense, duisende, het na Jesus toe gekom, en soos ons in Engels sal sê, they became Jesus' fans. You can be a fan without being a follower. En Jesus het ons nie geroep en gesê, hey, word my fans nie. Dis nooit wat hy gesê het nie. Hy het gesê, ek roep jou om my te volg. Ek roep jou om jou kruis op te neem en my te volg. En om 'n volgeling van Jesus te wees, begin by bekering. Toe Jesus begin preek het, wat was sy eerste woorde? Bekeer julle. Bekeer julle. En draai terug na God. Gee vir God sy plek. Erken, hy is my maker, hy is my skepper, hy is my Here. En nie net met jou woorde nie, maar gee vir hom daai plek in jou lewe. En dis moeilik as iemand teruggeval het, om hulle weer terug te kry. Hebreërs 6 vers 4 sê vir ons, hy sê inteendeel hierdie woorde, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het, dis onmoontlik dat hierdie mense om hulle weer te kry tot bekering. Wat 'n groot waarheid, wat 'n gewigtige skrif, dat soveel mense en hoeveel mense is nie in hierdie kategorie nie. Mense wat die Here op een tyd gedien het, en hier sê hy dit vir ons, daar's mense wat die Here dien op 'n stadium, en hulle is passievol oor die Here, en hulle gee hulle harte vir die Here, en hulle dien die Here, en hy sê dit ook vir ons in Openbaring, nee, julle het julle eerste liefde versaak. Ja. So dit kan definitief wees. En as mens selfs kyk in Genesis, as jy sien as waar die duiwel, waar hy tot 'n val gekom het. Hy was saam met God in die hemel. Hy was een van die mooiste engele. Hy het die mooiste stem gehad. So hy het regtig vir gesag gehad in die hemel. Ja. Maar tog was dit nie vir hom genoeg nie. Ja. Hy wou self God gewees het. Hy het hoogmoed in sy hart gehad. Ja. So iets in sy hart was nie reg gewees nie. En dis hoekom dit so belangrik is om jou hart te bly ondersoek. Want dit is wat vir God saak maak, wat in jou hart aangaan. En dat dit op die einde van die dag is die rede hoekom hy uit die hemel uit geskop het. Is as gevolg van sy hart. As gevolg van daai hoogmoed wat gegroei het in sy hart. Ons kan sê dis arrogansie, né? Ja. Die teendeel van bekering is arrogansie. Ek dink daar's soveel Christene wat hulle sal sê ek is nie 'n arrogante persoon nie, want as hulle dink aan 'n arrogante persoon, dan dink hulle aan 'n spesifieke persoonlikheid, hulle dink aan 'n ou of 'n girl wat op 'n spesifieke manier arrogant is, né? Dit bietjie daai vibe van arrogansie vir jou gee. Dis glad nie arrogansie nie. Arrogansie is iets in jou hart. Dit is om daai plek wat God se plek is, weg te vat van hom en te sê ek gaan my eie God wees. Ek gaan my lewe lei, ek gaan lewe volgens my gevoelens. Hier's soveel lekker dinge hier op die aarde en ek weet ek moet Jesus nou volg, maar daar's soveel lekker dinge nou wat ek nou wil doen en ek wil dit nou doen, so ek gaan dit doen. Jy kan nie so lewe. As jy sê jy volg Jesus, moet daar bekering plaasvind. En dan sê jy, Here, U is my God en ek gee vir U my lewe. Hoor wat sê hy in Matteus 18. Hy sê, as jou hand of jou voet jou van my afvallig maak, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Dit is vir jou beter om vermink of krepeel die lewe in te gaan, en hy praat hier van die ewige lewe, as om met al twee jou hande of voete in die ewige vuur gegooi te word. Hierdie is nie goed wat mense wil hoor nie. Hierdie is goed wat mense amper nie dink as jy vandag af aan praat dat Jesus dit kon sê nie. Hier is net die realiteit. Jesus sê vir ons, God het jou daai keuse gegee. Jy kan sê jy glo in die Here, maar die feit van die saak is, dit gaan gewys word oor hoe jy lewe. Lewe jy net as jy wil, met jou liggaam, met jou denke, met jou tyd elke dag, of gee dit vir die Here en sê, Here, maar U is my God. Ek gee vir U daai plek. En hy gaan verder, en dan sê hy, ek wil dit in die Engelse vertaling vir jou lees. Hy sê die volgende. Hier is dit. Hy sê, people honor me with their lips, but their hearts are far from me. People honor me with their lips. Mense aanbid my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. En hier sê hy net weer vir ons, ek soek jou hart en ek het jou hart nodig. Dit is waaroor ware geloof gaan. Hierdie is die eerste stap, is daai bekeringsstap waar ek sê, Here, ek sluit die deur van my hart oop. Kom in, wees U die God van my lewe. Ek sterf my eie begeerte, my sondige natuur waar ek my eie God wil wees. Ek sterf dit af en ek gee U daai plek in my lewe.
Die volgende vrug is gehoorsaamheid en ek wil amper so sê, dis gehoorsaamheid aan die woord. Nog 'n groot verkeerde denkwyse oor geloof in hierdie generasie is, ek moet net 'n verhouding met Jesus hê. Jy sal hoor, baie mense praat van daai, it's not about religion, it's about relationship. En die duiwel het daai sinnetjie so gebruik in hierdie generasie, en jy sien dit nie net in die kerk en in die geestelike nie, jy sien dit gaan reg deur in verhoudings, tot by respek en dissipline in die skole, sien ons dit. Daar's hierdie arrogansie en hierdie verkeerde gesindheid teenoor gehoorsaamheid en dissipline. Waar hierdie generasie amper vir ons sê, as jy my enigstens wil motiveer of druk teenoor enige verse gebruik, of Jesus of wie ook al het sê, as jy my wil druk in gehoorsaamheid in, dan is dit godsdiens. En ek is teen dit, want it's not about the religion, it's about the relationship. Jesus het nooit teen dissiplines gepraat nie. Hy het nooit teen rituele gepraat nie. Hy het gepraat teenoor die hart waarmee die fariseërs hierdie dinge gedoen het. En weer eens sien ons die hart uit. Hy sê vir hulle, julle maak die buitekant van die koppie skoon. Julle doen al die regte goed. Julle maak die buitekant van die koppie skoon, maar die binnekant bly vuil. En wat hy vir hulle probeer sê is, julle doen die regte goed. Dis goed dat julle so committed is en dat julle die dissipline en die rituele volg wat mens laat groei, maar julle doen dit nie met die regte motiewe nie. Dis hoekom julle nie groei nie, dis hoekom julle soveel mense afvallig maak van daai dinge af. Nou, hierdie generasie kom en sê, dit gaan nou net oor verhouding, né? Nou sien ons, daar's soveel verhoudingskrisisse in hierdie generasie, ons sien dit in families, en dan sien ons dit ook in die geestelike. Hierdie generasie sê, 'n verhouding met God is gebed. Man, ek hoef eintlik niks van hierdie ander goed te doen nie, solank ek bid en met die Here praat, waar ek wil, hoe ek wil, dan het ek 'n verhouding met die Here, en jy sê nie vir my wat ek moet doen nie, né? Dis daai jy sê nie vir my nie tipe van attitude wat in hierdie generasie is. Is gebed 'n verhouding met die Here? Is blote gebed om met die Here te praat? Is dit in itself verhouding met die Here? Nee. As jy na die woord kyk, weer eens, sien ons, dat die duiwel het ook hy praat ook met God, né? Ons kyk na die evangelies, wie het ook met Jesus gepraat? Die demone het Jesus ook erken as die seun van God, en hulle het ook met Jesus gepraat, beteken dit, hulle het 'n verhouding met die Here, op een of ander manier, maar is dit die regte verhouding? Wat ons moet hê, nee, want dit is nie 'n aanbiddingsverhouding nie. Weer eens, as gevolg van daai arrogansie, dat hulle nie wil bekeer nie, gee hulle nie om oor gehoorsaamheid nie. So hulle praat met hom, jy kan amper sê, hulle bid. En net so is daar baie Christene wat glo in Jesus, hulle erken hom as die seun van God en hulle dink dis reg, maar nee, jy moet bekeer. En hulle dink omdat hulle bid, hulle het 'n verhouding met die Here, nee, jy moet bid met 'n nederige hart. Jy moet bid met 'n hart wat sê, Here, ek kom volg U, Here Jesus, ek wil U volg. Hy sê, jy neem jou kruis op en volg my. Nie, begin net praat met my, dan volg ek jou nie. En ek dink soveel mense het hierdie gesindheid van, Here, ek het nou 'n verhouding met U, asseblief kom seën my idols in die lewe. Al my afgode, kom seën, ek praat mos met U, so ek het mos 'n verhouding met U. So kom seën nou al my afgode in die lewe. Die Here moenie jou volg in die lewe nie. Jy moet hom volg. En dit gaan oor gehoorsaamheid aan sy woord. Hy sê vir ons op soveel plekke, dat mense met ware geloof, gehoorsaam sy woorde, het 'n leerbare gees, kom na die woord toe, en leer sy woorde, en doen dan wat dit sê. Hoor weer hier wat hy sê in Matteus 7:21, dis daar waar hy gesê het, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, en dan sê hy in die volgende stuk, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Hy sê ook verder vir ons in Matteus 7:24, elkeen dan wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou. En dan sê hy verder, mense wat dit nie doen nie, is dwaas. En in Johannes 15 sien ons ook dat hy sê, ons moet volhard in hom. Hy sê in die Engelse vertaling so mooi, remain in me, and you remain in me by remaining in my words. Obey my commands as I have obeyed the commandments of my Father. En dan sê hy, as jy my woorde gehoorsaam, dan bly jy in my liefde. As jy nie my woorde gehoorsaam nie, dan bly jy nie in my liefde nie.
En ek dink baie mense, hulle sit byvoorbeeld op hulle Facebook status en al hulle goeie sê hulle is Christene. Ja. Maar as jy kyk hoe hulle lewe, dit wys glad nie dit nie. Dit kom nie ooreen nie, want dit het soveel weight, as ek die Engelse woord kan gebruik, as jy sê ek is 'n Christen. Dit beteken jy is kind van God, jy streef daarna om soos God te wees. En ek dink baie mense doen dit nie vandag nie. Jy kan dit sien in hulle lewens, jy kan dit sien in hulle verhoudings. Hulle leef nie soos Christus nie. Hulle wil nie verander nie. Hulle wil nie hulle harte deur hom laat verander om meer soos hy te word nie. Dis net so goed as jy vir iemand sê ek is 'n appelboom. Hoe weet jy dit is 'n appelboom? Jy kyk na sy vrugte. Dan sal daar appels wees aan die appelboom. En net so, as ons sê ons is kind van God, dan moet ons vrugte, die vrugte wat ons dra in ons lewens, dit moet kan gesien word deur die mense om ons. En ons hoef dit nie eers eintlik vir hulle hoef te sê nie. Hulle moet dit kan sien in die manier hoe ons leef en hoe ons God dien. Ja, as jy lief is vir die Here en Jesus het soveel keer geloof verwoord as liefde vir God. En as jy lief is vir God, dan aanbid jy God. Jy het hierdie gesindheid van aanbidding en van Here, ek wil U dien. Jy gee om vir dit waarvoor hy omgee. En jy besef, hy het soveel keer gepraat, dit vat sacrifice, né? Dit vat opoffering. Jy besef dit vat opoffering. En ek gaan teen my vlees moet beklei, want dis regtig wat liefde is en wat aanbidding is. Jy kyk na God en jy sê dit wie U is. Ek wil so wees. En ek dink daar's ook 'n mooi Afrikaanse sêding wat sê wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So dis iets wat outomaties gebeur as jou hart vol liefde vir God is. Dan kan half nie, daar kan nie iets anders as love en jy weet mooi woorde van lewe uit jou uitkom nie, want dit is waarvan jou hart vol is vol van hom. Maar ja, ek dink hierdie kom neer hierdie punt, as jy die Here dien, as jy Jesus volg, dan kan jy nie anders as om sy woord te bestudeer nie. Jy kom met hierdie Gees, Here, leer my deur die woorde en ek sal dit doen, groei my deur U woord. Die volgende vrug is liefde vir mense. Dit is seker die vrug wat mens die vinnigste kan sien of iemand passievol Jesus volg of nie. Want Jesus het vir ons bewys deur sy hele lewe het gegaan om mense te dien. En om sy lewe, wat sien hy kom gee sy lewe vir mense, opoffering. En as jy Jesus waarlik volg, dan sien mens opoffering, mens sien 'n gesindheid wat mense wil dien, en jy word al meer onselfsugtig. Niemand wat Jesus opreg volg, jy sien dit in geen van die disippels se lewens, word meer selfsugtig nie. Hulle word al meer onselfsugtig en dit opofferend. Jesus sê vir ons in sy woord, Johannes 15:12, dit is my opdrag. In die Engels sê hy mooi, I give you a new commandment. En hy sê, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Opofferend, voluit. En dan kom hy en hy gaan verder en hy sê ook, hierin sal mense weet, sê hy in Johannes 13, hierin sal mense weet, dat julle waarlik my disippels is, hoe julle mekaar lief het. Nou ek dink in ons huise vandag sal ons saamstem dis moeilik om mekaar lief want ons is anders as mekaar, né? Mans en vrouens is anders, ons kinders, ons het frustrasies, ons irriteer mekaar, ons almal het ons swakhede en is moeilik om mekaar altyd voluit lief te hê, maar Jesus sê ek gaan jou leer. As jy my volg, is dit een ding wat ek jou gaan leer, om meer en meer soos my te word. Die platform gaan verhoudings wees. En dit gaan 'n groeiproses wees in ons huis en dan ook buite ons huis. As hy hier sê, hierin sal mense weet dat julle my disippels is, hoe julle mekaar liefhet, dan praat hy oor die kerk. Hierdie mekaar het hy met sy disippels gepraat. So dis die kerk. As jy dink aan die kerk, daar gaan altyd mense wees wat anders is as jy. En daai frustrasies kan maak dat jy of weggaan van mense af, meer selfsugtig word en sê, jy weet, hierdie mense irriteer my. En hierdie mense het issues. En hierdie mense het swakhede. Is jy perfek? Ons almal het ons issues, ons almal het ons swakhede. Jesus sê, jy moet leer hoe om mense beter lief te hê. Want hierin moet die wêreld weet dat jy my disipel is dit sal wys in die manier hoe jy mense liefhet. En ek dink dis 'n groot ding wat ons land nodig het. Mense wat anders is as ons, ander rasse. Ons moet gaan na ander mense toe en hulle moet dit sien as hulle net na ons kyk. Hy sê as hulle na die kerk kyk, moet hulle weet dat julle my volg deur die manier hoe julle mekaar liefhet. En ek dink ook daar's baie mense wat nie van jou gaan hou nie. Ja, daar is sekere mense wat nie van jou gaan hou nie, maar wat die Here sê, moenie dit nou as 'n verskoning gebruik en sê, "Ag, dankie Here, nou hoef ek nie hulle lief te hê nie." Ja. Maar om te weet dat die Here sê selfs daai mense, selfs hulle wil ek hê jy moet lief hê, dat hulle iets kan sien van God se liefde wat binne in jou is. Ja. Die volgende vrug is vergifnis.
as jy op 'n plek kom in jou lewe waar jy nie meer bewus is van die duiwel se aanvalle nie, waar jy nie meer bewus is van 'n geveg in jou vlees nie, dis dan wanneer jy gaan terugval. Vergifnis is iets wat nie net ons een keer vir die Here vra, Here vergewe my, en ek kom tot bekering nie. Dis nie net 'n een oomblik besluit en nou is dit so en nou is my pad met die Here reg en ek stap saam. Ons almal het foute, ons almal het 'n sondige natuur en dis 'n aanhoudende geveg. En Jesus leer ons, toe die disippels hom gevra het, Here, hoe moet ons bid? In Matteus 6 leer hy vir hulle, een van die goed wat julle daagliks moet bid is, Here, vergewe ons. Vergewe ons soos ons ander vergewe. En hy leer ons om aanhoudend te bid, vergewe ons. En dit beteken nie die Here wil op jou trap of jou gooi met skuldgevoelens, vir jou sê hoe sleg jy is nie. Hy nooi jou juis uit as 'n goeie vader en sê, ek wil jou help om te groei. Ek wil jou help om vrug te dra, maar ons moet volhard in hom. Jesus sê, julle moet bly in my. En hy sê in Johannes 15, jy bly in my deur te bly in my woorde, en ons moet aanhoudend in hierdie woorde bly, en soos my lewe nie met dit ooreenstem nie, kom ek en ek vra vergifnis en sê, Here, help my. Here, groei my. En dan het hy gesê, as julle by my woorde bly, het Jesus ons hierdie belofte gegee, en dis eintlik 'n belofte wat jy moet gaan lees. Hy sê, as julle by my woorde bly, dan stuur die Here vir julle hierdie helper, en hy gaan julle help. Die Heilige Gees is die Gees van waarheid. En hy help jou dan om te groei, en om al meer soos Jesus te word. Maar die tweede gedeelte daarvan is net so belangrik. So dis om aanhoudend te groei saam met die Here. Maar vergifnis is ook tussen ons en mense. Hy sê, Here, vergewe ons, soos ons ander mense vergewe. Ja, en dit is nogals 'n moeilike enetjie, as 'n mens dink om mense te vergewe, mense wat jou seer gemaak het, mense wat aanhou om jou seer te maak, mense wat jou afbreek. Is dit moeilik as 'n mens dink jy moet hulle vergewe, as hulle elke keer net terugkom en hulle wil jou weer seermaak om hulle te vergewe. En ek dink ons het hierdie verkeerde gesegde geleer van vergeet en vergewe, want dit werk nie net so nie. Dit is 'n mensgemaakte ding. Mens kan nie net vergeet wat mense aan jou gedoen het nie, maar God sê, vergewe hulle. En as God jou hart het, as hy jou volle hart het, en daai liefde deurdrenk jou hart, is dit soveel makliker om te kan vergewe. Ja. Want en die Here sê ook, dis 'n vereiste. Dis 'n vereiste wat ons moet hê, as ons wil hê, die Here moet ons vergewe van ons verkeerde gewoontes en goeders in ons lewe waar ons nie reg is nie, moet ons ander mense kan vergewe wat hulle foute het. Ja, dis 'n vereiste vir die ewige lewe. Dit sê so, ek dink soveel mense lees dit en dink, ag nee, die Here is lief vir mense en jy weet, daai moet iets anders beteken. Hy gaan my nou nie by die deur stop eendag en sê, "Jesus, jy het goed gelewe, jy was elke Sondag in die kerk en jy het lekker aanbid daar en goed, maar jy wou nie mense vergewe nie." En dit is wat die woord vir ons sê. Moenie in jou kop jou eie teologie opmaak nie. Die woord sê vir ons, jy moet mense vergewe. Die woord sê vir ons, jy moenie eers nagmaal gebruik as jy 'n issue het met ander mense nie. Ons moet hierdie goed begin ernstig opvat. Ophou om die goed in ons kop op te maak wat ons hoor by iemand in die wêreld of wat ons self. Dis lekker om seker ons vlees, mense. Ons vlees wil seker goed glo en dit voel lekker. Maar pas op, laat die dinge wat goed voel nie jou vlees is wat ooreenstem met daai waarhede wat jy in jou kop glo nie. Ons moet dit moet ooreenstem met die woord. Al is vra dit opoffering. En dis moeilik om mense te vergewe vir almal van ons. Maar ek dink vergifnis werk so, ons het al daaroor gepraat in die dienste. Dis nie 'n een besluit ding en nou is dit verby nie. Nes bekering nie 'n een besluit ding is nie. Vergifnis tussen my en die Here is so aanhoudend. Gee ek vir die Here my hart en ek sê, Here, groei my. Here, maak my meer soos U. En net so kom ek met vergifnis tussen my en mense en ek sê, Here, help my. Here, hierdie is vir my moeilik. En ek lê dit die hele tyd neer by sy voete en ek gee dit vir hom en hy het beloof, as ons dit doen, dan sal die Heilige Gees ons help. En dit is ook een van die duiwel se grootste wapens wat hy in ons lewens wil gebruik. Hy vat daai onvergewensgesindheid en naderhand word dit bitternis. Jy weet dit, jou hart word bitter en jou hart word hard en jy het nie meer liefde vir mense nie. Dan naderhand wil jy nie eens meer enigiets met mense te doen hê nie. Jy's heeltemal weg van hulle, jy wil nie by hulle tyd spandeer nie, selfs jou familie. Die duiwel love dit om dit in jou huis te bring.
en selfs in jou naby in jou familie. En in God se familie. En in God se familie, hy wil dit bring daarin dat daar, jy weet dat daar nie 'n eenheid meer is nie en waar hy daai liefde en vergewing soos dit kan steel en hy wil jou ewige lewe, hy wil dit van jou wegvat. Hy wil ietsie kleins gebruik wat jy vir iemand oor kwaad dalk is of voel eers hulle het jou nie reg aangedoen nie. Hy wil daai klein dingetjie gebruik om jou ewige lewe by jou te steel. En ons moet so pas op daarvoor en ons harte ondersoek. Ja, so as ons Jesus volg, groot vrug, moenie laat die duiwel jou ewige lewe kom steel deur onvergifnis nie. Moenie laat hy jou verhoudings kom seermaak en steel deur onvergifnis nie. En dan die laaste vrug is vertroue in die Here. Hierdie is 'n groot een en hy het eintlik 3 dele. Die eerste deel van hom is wanneer storms in die lewe slaan, wanneer jy deur die onbekende gaan, ons gaan nou deur die onbekende. En dis die tyd wat ons die Here moet vertrou. Wanneer mens deur storms gaan, is dit moontlik dat die duiwel jou geloof by jou kom steel. En wanneer jy op jou eie wil vorentoe gaan, want jy kommer oor die dag van môre. Jesus het vir ons gesê ons sal deur storms gaan. Hy het vir ons gesê ons gaan deur moeilike tye gaan. En ons sien die disippels was selfs doodgemaak. Ons moeilike tye is nie eers soos hulle moeilike tye nie, maar hy het gesê die dinge gaan gebeur en wanneer dit gebeur, moenie laat die duiwel julle geloof kom steel nie. Julle moet bly glo en julle moet volhard in geloof, want die wat volhard in geloof, hulle sal gered word. En ons sien dit in soveel Christene se lewens. Mens hoor dit, dat Christene glo en jy het hierdie familie en hulle glo en dan gebeur iets in hulle lewe, iemand sterf of iets gebeur en dan ewe skielik is hulle ateïste, omdat hulle voel die Here het nie gedoen wat hulle gevoel het hy moet doen nie. So dis moontlik dat storms die duiwel ons geloof kom steel in stormtye, maar Jesus het gesê, volhard in geloof. Ja, Jesus wil hê ons moet ons oë altyd op hom hou, veral in stormtye, want dit is wanneer ons geloof getoets word, waar ons sien in ons hart of glo ons en vertrou ons regtig God. En hierdie moeilike tye moet jy sien as 'n seisoen waar God hy wil jou groei. Hy wil hê, hy druk jou half in 'n rigting waar hy wil hê jy moet groter word, jy moet sterker word. En hy gebruik hierdie moeilike seisoene om dit te doen in ons lewens. En terwyl ons in dit is, verstaan ons dit nie. Dis nie vir ons lekker nie, maar daai gerusheid om dit te kan hê in jou hart en te weet dat God gebruik hierdie en hy het 'n doel daarmee. Dit het nie net per ongeluk gebeur of ek het iets verkeerd gedoen en nou gebeur slegte goed met my nie. God het 'n plan daarmee en hy wil dit gebruik om ons te groei. Maar weer eens, dis nie net iets wat jy in jou kop kan hê nie, nee. Dis nie 'n passiewe geloof nie, want dis 'n battle. Wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, kom ons wees eerlik, partykeer is dit moeilik. Ja. En dis 'n stoei wat ons regtig moet beklei vir ons geloof. En dis regtig gebeur net as jy regtig in jou hart 'n oortuiging het en saam met die Here 'n lewende verhouding het en sê Here, ek weet U het 'n plan vir my lewe. Ek weet U het 'n plan vir die dag van môre. U is reeds daar en ek dink nou dadelik aan Romeine 8 waar hy sê die Here laat alles ten goeie meewerk. Jy sê nou die Here laat mens groei in moeilike seisoene. Hy laat nie alle moeilike seisoene plaasvind nie. Ek dink ons moet duidelik wees op dit. Goed wat mense pyn en seer bring, dit is nie die Here se toedoen nie, maar die Here gebruik al daai dinge. Ek vat byvoorbeeld die voorbeeld van die duiwel wat na die Here toe gekom het in Job se lewe en hom seer gemaak het. Dit was God het geweet dit gaan gebeur, maar is nie sy toedoen nie, maar hy het ook geweet dat hy dit gaan gebruik om vir Job dubbel seën te bring. Maar dit het 'n tyd gevat vir Job om die Here te moet vertrou. Moenie laat gaan nie. Druk deur en die Here gaan jou dubbel seën gee. Die tweede deel van hierdie apart van storms is dankbaarheid. Dankbaarheid is net 'n uitvloeisel van vertroue. As jy nie aan die Here vertrou vir die dag van môre en glo dat hy goeie planne vir jou het nie, dan kan jy nie stop en dankie sê vir vandag of vir waar hy jou die pad waar langs hy jou al gebring het nie, want jy is so bekommerd oor môre en as jy voel dat die Here het nie hierdie plan vir jou uitgewerk en uitgeteer nie en jy voel hom nie, jy voel nie sy teenwoordigheid en sien nie hy is besig nie, dan wil jy hierdie in jou eie hande vat. En jy kommer so en jy's so die hele tyd besig om te werk vir die dag van môre en om alles uit te sorteer, of dit gaan dalk so goed met jou, maar jy jaag vir die volgende ding, en die volgende ding, en die volgende ding, en die volgende ding, en jy jaag, maar jy kan nie stop en net vir die Here sê dankie nie, en ons sien dit in die begin by Adam en Eva, hoe hartseer is dit, as jy dink aan Adam, hier's 'n volwasse man wat die Here maak, en hy skaap hom en sy oë gaan oop, en in hierdie wêreld sien hy kleur, en suurstof en reuke, al hierdie mooi goed, en hy kom net by die volgende ding en die volgende ding, en nooit stop hy, en sê vir die Here, dankie nie. En ek dink mens kan amper die afleiding maak om te sê, as daar nie vertroue is nie,
en jy jaag self na die volgende ding toe, en jy stop nie en daar's nie dankbaarheid nie, dan sal dit lei tot sonde, dan sal hierdie wêreldse dinge afgode word vir jou, en jy kan sê jy glo in God, maar jy vertrou hom nie regtig nie, jy journey nie saam met die Here nie, jy vat beheer van jou lewe en jy jaag net elke dag vorentoe. En ek dink mens mis ook, jy mis baie al die geskenke wat die Here vir jou gee. Net om jou oë te kan oopmaak, om asem te haal, en nie te dink oor hoe jou liggaam net funksioneer nie. Jy hoef nie eens daaroor te dink jy dit gebeur net, en dit is God. Dit is God wat dit laat gebeur. En net om wakker te kan word langs jou man, jou kinders by jou kamer inkom vroeg al in die oggend, om dit te kan sien en te sê, Here, dankie vir my huis, dankie vir my gesin, dankie vir my kinders. En soveel klein goedjies wat mens in die gejaag kan miskyk en so besig raak met wat is jou volgende ding wat jy moet doen, dat jy nie eens dankbaar is vir vandag en wat jy het vandag nie. En mense jaag so na die volgende dag en bekommer oor môre, maar hoe weet jy of jy dalk môre nog daar is? Dan het jy alles gemis wat vandag jou grootste geskenk moes wees. Ja, en dis alles soos ek sê, 'n uitvloeisel van vertroue. 'n Wonderlike ding wat my altyd strike is as ek kyk in Genesis. En die Here self, ek meen as daar 'n visionary nog ooit was, die ultimate visionary, wat hy kan droom en nie net droom nie, maar hy kan al sy drome 'n waarheid maak, is dit God. En God self stop en kyk terug en sê, dit is goed. Hy jaag nie net vorentoe en maak die volgende ding en die volgende ding nie, hy stop en sê, dit is goed. En dis 'n uitvloeisel van God se hart, nee, is net daai dankbaarheid. Is net om te weet, ek weet wat die dag van môre nou, ek is daar. En net so in jou lewe stop hy en hy kyk na dit wat goed is, jy moet ook. Hoe dankbaar is jy? En dan die derde ding is vertroue het 'n uitvloeisel van 'n verwagting vir die hemel. Jy weet, mens moenie so vasklou aan die dingetjies van die aarde nie, want hierdie is nie ons permanente blyplek nie. Ons is net mens, ons travel net hierdeur en ons is tydelik hier en ons is hier met 'n missie, maar ons huis is in die hemel. Jesus het gesê die Vader se huis, waarheen ons gaan om 'n groot familie te wees. Soos ons daagliks hier stap, moet jy nie so vasgebind word aan die dinge van die lewe en dink, my grootste seën wat nou kan gebeur is hierdie volgende ding wat ek in my lewe wil hê, as Here net dit vir my kan doen. Nee, die grootste seën wat met ons kan gebeur is Here Jesus kan terugkom. En die Here sê vir ons eintlik, gaan dit die laaste woorde van die Bybel toe, ek gee jou hierdie uitdaging, gaan kyk wat skryf hy daar, wat moet ons bid? Hy sê ons grootste hartsgebed moet wees, kom Here Jesus, kom. En dit praat van 'n opgewondenheid. Natuurlik het almal, jy weet, die mense sê almal wil hemel toe gaan, net nie nou nie. Ek dink daar is iets vir almal waar, want dis 'n onbekende en dis hierdie onbekende van gaan ek by my geliefdes wees. Daar is daai iets van daai vrees vir die onbekende en dis okay, dis normaal, ons almal het dit. Maar ek dink daar moet ook daai opgewondenheid wees van hoe beautiful gaan dit nie wees nie. Hoe amazing gaan dit nie wees as alles perfek is en daar's nie sonde nie en daar's nie seer nie, saam met my geliefdes en saam met God se familie. Ons gaan een groot familie daar wees. Daar moet hierdie opgewondenheid in jou hart wees. Selfs in hierdie tyd waar almal sê dis die eindtyd. So wat? Wat as dit is? Of dit is of nie is nie. Ons moet nog steeds lewe met daai opgewondenheid. Jesus, die Here Jesus is op pad terug en ek lewe vir hom en ons weet waarheen ons op pad is. So ons het nie nodig om te vrees nie. Kom ons fokus net op hom. Ons hou ons oë op hom met ware geloof en dan sal hy ons laat vrug dra in ons lewens. Sal betekenis hê. Ek wil nou 'n oomblik van bekering skep vir enigiemand wat dit nodig het en ek wil sê, jy weet, ek dink ons almal het nodig om die hele tyd, soos ek in punt 4 gesê het, die hele tyd vir vergifnis te vra. En te weet, die Here aanvaar ons met soveel genade en liefde om ons te help om te groei. En ons het 'n goeie Vader. Die Here se hart is, onthou wat hy gesê het in Openbaring 3, sy hart is, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En hy gee ons hierdie uitnodiging en hierdie belofte, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, as jy gaan oopmaak, dan kom hy in en hy het hierdie verhouding met jou en hy sê vir jou, ek sal jou help. Ek gaan jou help om te groei. Ek verwag nie van jou om volgens 'n sekere standaard te leef en ek wag met 'n sweep nie. Nee, ek kom langs jou, ek vat jou hand hou. Dis 'n intieme verhouding, 'n vriendskap. En ek sal jou lei en ek sal jou help en as jy val, gaan ek jou help om op te staan. En die dinge waarmee jy stoei, gaan ek jou help om in te groei. En ons almal het dit nodig om by die Here gereeld te sit en te sê, Here, help my. Here, help my om op te staan
van hier waar ek is. So ek weet nie waar jy vandag is nie. As jy na hierdie boodskap geluister het en jy het gevoel, jy's een of twee van hierdie vrugte, weet ek nie, nou dat ek na dit luister, weet ek nie of my hart heeltemal oop is vir die Here nie. Miskien luister jy en jy dink, ek dink ek's een van daai mense wat by die venstertjie staan en praat met die Here, of agter die deur sit en praat met die Here. Miskien het jy 'n evangelie gehoor wat net mensgemaak is, maar dis net nie gebaseer op die woord van God nie, en jy sê, Jesus, ek moet my hart oopmaak vir die Here, dat hy die koning van my hart word. Ons wil vandag saam met jou bid, gebaseer op hierdie belofte en hierdie uitnodiging van Jesus Christus. Ek staan by die deur van jou hart vandag en ek klop. Kom ons bid saam en ons maak ons harte ten volle oop en sê, Here Jesus, kom word die koning van my hart vandag. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek gee U my hele hart en ek wil nie meer die God van my eie lewe wees nie. U is my God, my skepper en my verlosser. U is my Vader en ek kies van vandag af om U te volg. Ek en my huis, ons sal U lief hê en ten volle volg. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Vandag vier ons Paasfees in lockdown. En dit laat my dink aan die eerste Paasfees wat gevier is in lockdown, toe die Here sy mense in Exodus 12 gevra het om in hulle huise in te gaan en die bloed van die lam aan hulle deurkusyne te smeer. En ek wil jou vandag 'n praktiese uitdaging gee. Ek dink Exodus 12 en Paasfees hierdie jaar bied vir ons 'n vars uitnodiging. En soos ons die bloed van die lam Jesus Christus vier, wil ek vir jou sê, kom na jou voordeur toe, kry jou gesin bymekaar, dan vat jy net bietjie olie, simbolies as die bloed van Jesus, en dan smeer jy dit op jou deurkusyn en dan lees jy vir jou gesin Exodus 12 en leer hulle daai storie en dan smeer jy dit aan jou deurkusyn en dan gebruik ons saam nagmaal. So kom ons doen dit nou. Vat net bietjie olie. Sky, sal jy my help hierso? Vat dit in jou vingertjie. Hier God het gesê sit dit aan die kante van die deurkusyn en bo op die deurkusyn. En dit simboliseer dat ons huis in Christus is en die bloed van die lam aan ons huis het. Kom ons geniet nou nagmaal saam. Kry jou gesin bymekaar en dan vier ons die bloed van Jesus in die nagmaal saam. Vandag vier ons die nagmaal saam en deur dit te doen, soos Jesus gesê het, onthou ons wat hy vir ons gedoen het en ons aanbid hom. Ons kom met 'n gees van aanbidding en sê dankie Jesus. Dankie vir u liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie vir die bloed wat ons skoon was. En ons gebruik saam die liggaam. Kom ons doen dit nou. Let's eat the bread. And why do we celebrate the bread? It's Jesus's Body. It's his body, eh? And when we become part of the body, what do we become part of? His family. His family, sy familie. En sy familie kan nooit sterf nie. Ons vier dat ons in Christus deel is van die ewige huis, die Vader se huis. En as ons die aarde verlaat, weet ons waartoe ons op pad is, so ons vrees nie die dood nie. Ons is deel van God se familie. En dan vier ons saam die sap, sy bloed. En wat doen sy bloed vir ons, Sky? Washes us clean. Yes, it washes us clean. Dit maak ons skoon, né? En as ons skoon is, dan kom God naby aan ons. Hy's by ons. En ons ontvang sy gees. En daar's 3 dinge wat ons ontvang. 3 things that we receive when we are in Jesus and he comes close to us. What does he give us? Peace, power, purpose. Peace, power and purpose. Vrede, krag en ons kry 'n doel, né? Vrede, want ons weet hy sal ons nooit los nie. Hy kom naby en hy bly nou naby aan ons. Krag, want ons ontvang sy Heilige Gees en hy help ons om te groei en meer soos Jesus te wees. Hy verwag nie dat ons dit by onsself doen nie. Hy sê ek help julle daarmee. En dan 'n doel. Ons word vennote van Jesus. Ons is saam met hom op hierdie missie om sy vrede en sy krag met ander mense te deel, sy liefde te deel. Ek wil jou gesin vandag seën. Soos ons verklaar dat ons harte en ons huis vir Jesus Christus gee, seën ek jou in die naam van Jesus Christus en bid ek dit oor jou, dat jy sy vrede sal ervaar in jou huis. Sy vrede wat sê, ek is by jou en ek gaan jou nooit los nie. Ek bid dat jy sy krag sal ervaar, soos die Heilige Gees binne jou kom, dat hy jou bekragtig om te groei en meer soos Jesus te wees. En ek bid dat jy sal in jou nuwe doel sal instap, waar ons
met Jesus saamwerk om die geskenk van nuwe lewe met ons geliefdes en ander mense te deel. En onthou, as jou gesin met Jesus besig bly, Sal Jesus met jou gesin besig bly. verseker, seën vir julle.